Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 31 Oktober 2025 en inderdaad die einde van Oktober. Ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier, soos gewoonlik. Dit is vir my 'n baie interessante verskynsel hoe die parallelle loop tussen dit wat in Europa aan die gang is en dit wat in Suid-Afrika gebeur het en nog steeds aan die gang is, maar hoe die hele wêreld ewe skielik, maar dit kom al lank aan, maar ewe skielik sigbaar besig is om opstande te ervaar en te beleef. Dis amper asof daar 'n gesinkroniseerde poging is om dit van die grond af te kry. Ek het video's van Britte, Franse, Duitsers, selfs nou in Spanje, Spanjaarde, waar hulle in massas beginne opstaan teen die instroming van immigrante. Nou ek het nou die dag daaroor gepraat, maar het 'n paar belangrike stemme bygekom. Elon Musk het byvoorbeeld gesê that Britain will have a civil war. We only don't know when it is going to start. Elon Musk sê, en om jy onthou, uit al die bronne in die wêreld om dit vanaf te kontroleer, en dit is in die aard van die saak hoofsaaklik vanaf X, of die ou Twitter dan, en hy weet wat daar aangaan. Hy kan die onderdrukking sien, hy ervaar die druk wat geplaas word op die leiers in Europa, maar veral van Brittanje se kant af op sy platform, wat hulle in die aard van die saak wil hê, hy moet dit modereer of dan sensorskap toepas, sodat die verkeerde inligting volgens hulle nie in die hande en onder oë van die breër bevolking moet beland nie. Want Hoofstroom Media rapporteer niks oor hierdie geweldige patriotiese opstande wat besig is om in lande soos Ierland, Brittanje en oral plaas te vind nie. Maar as 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van Europa en jy gaan so ver terug soos die Tweede Wêreldoorlog, dan vra jy vir jouself die vraag af, wat het gebeur? Daar is nou 'n klomp beelde van soldate wat geveg het in die Tweede Wêreldoorlog en dan sê hulle daar, we killed our brothers for this. Want na al die jare is dit asof die bevolkings van die lande vergeet het waaroor hulle oorlog destyds gegaan het, toe hulle teen Duitsland beklei het in die Tweede Wêreldoorlog. En van allerlei opofferinge wat hulle gemaak het, en nou is hulle grense oop en stroom die onwettige immigrante uit alle wêrelddele die land binne. Dit is dan ook so, dat as jy gaan kyk daarna, en dit is plasings uit Britte uit Brittanje in 'n groot mate, waar mense nou ernstig attent maak op wat aan die gebeur is. En hier is 'n prentjie met die verskil tussen Black Power en White Power. White Power wat bou, tegnologies vooruitgaan, Black Power wat alles afbreek en wil vernietig. Natuurlik sit ons in Suid-Afrika met soortgelyke dinge en ons moet aanvraag, soos wat Europa beginne sê, ons soek nie meer enige immigrante in die land nie. Gaan terug na die plekke waarvanaf julle gekom het. Sê hulle natuurlik in Suid-Afrika, Africa belongs to the Africans and the rest must leave. En dit is waar een van die groot probleme dan ook lê. Want dieselfde leiersgroepe wat destyds hierdie dinge op ons afgebring het met die einde van die apartheidsera,
beleef nou die resultaat van hulle eie laksheid. Hulle het hulle eie ondergang bewerkstellig. En ja, daar sit groeperinge, individue, organisasies daar agter, maar die feit van die saak is, daar kom 'n burgeroorlog. Indien hulle nie voor die tyd reeds in 'n wêreldoorlog betrokke raak nie, maar indien dit sou gebeur, sal die burgeroorlog ook nog afspeel in daardie lande. Nou hier is Elon Musk wat dan nou die volgende waarskuwing uitgee. Hy sê, whether you choose violence or not, it is coming to you. You got to fight back or you die. Whether you choose violence or not, it's coming to you. You got to fight back or you die. En dis eintlik, om dit soos in die ou dae te sê, amper die teksvers van vanoggend se boodskap, is dat dit kom, of jy dit wil weet of nie. Die situasie in Suid-Afrika is van so 'n aard, dat geweld, anargie kom. En as jy nie bereid is om vir jou veiligheid op te staan, te veg nie, dan sal jy doodgaan. As hulle dit kan sê van Brittanje, van Europa, state in Europa, wat veronderstel is om eerste wêreldse lande te wees, hoeveel te meer is daai punt nie geldig op ons hier in Suid-Afrika nie. Maar weer eens is dit ons mense wat heeltemal te veel verskillende en uiteenlopende opinies het en wat die jare van rustige lewe, veilige lewe, omdat die ou weermag die oorlog destyds weggehou het van Suid-Afrika af, was meeste mense nooit daaraan blootgestel nie. Het hulle nooit hierdie opofferinge ervaar wat soldate gedoen het nie. Hulle het maar net die land in 'n goeie toestand gekry. En in 94, en die wat jonger as 94 of gebore is na 94 of in daai omgewing, beleef die verval asof dit normaliteit is. Dis nie normaal in 'n land soos Suid-Afrika dat so moet gaan nie. Tog is daar baie groeperinge wat dit omhels. Ons het gepraat oor die 44 Afrikaners, liberale Afrikaners, ANC Afrikaners, noem hulle wat jy wil, maar vir hulle gaan dit nie oor vryheid nie. Vir hulle gaan dit oor geld. Hulle sal alles verkoop om geld in die hande te kry. Hulle eie identiteit, hulle eie volkgenootskap sal hulle verkoop, solank hulle voordeel kan trek uit geldmaakheid. En dan van die generasies wat net eenvoudig in die stede is en alles omhels as goed en sleg, en die kerke wat maar bly volhou met die woorde draai die ander wang. 'n Christen is nie veronderstel om oorlog te maak nie. Dis 'n ou bevrydingsteologie agendapunt wat al kom hier van die jare 70s af. Vryheidsteologie, bevrydingsteologie. Gaan soek dit op, gaan lees dit. Maar dit gaan diep begrawe wees. Maar is daardie jare geloods om juis reeds die kerke stelselmatig weg te swaai van die regverdiging van 'n grensoorlog waar ons geveg het teen 'n benadering van aparte ontwikkeling. En wat sien ons nou in Brittanje, sê hulle? Hulle sê, we don't want integration, we want segregation. Ons soek apartheid. Dis wat die Britte sê. Ons kan nie met hierdie mense saam lewe nie. Ons wil nie saam met hulle lewe nie. So dit wat hulle by ons tot 'n einde gedwing het hulle vir hulle self eintlik herskep. En nou eis hulle dit wat hulle verbied het. Dit wat vir hulle onaanvaarbaar was, dis wat hulle nou eis.
Ten spyte van dit alles bly daar 'n harde realisme wat ons in die gesig moet staar. Ergens vinniger as wat ons mag dink, gaan dinge tot 'n punt kom. Daar's nie 'n keuse daaromtrent nie, dit gaan gebeur. En wanneer dit gebeur, moet jy reg wees, gereed wees, ek moet reg wees, gereed wees, SBB moet gereed wees, reg wees, om te kan doen wat hulle moet doen, om te sorg dat ons as 'n groepering Afrikaners kan voortbestaan. Dat ons die vryheid het van ons godsdiens soos wat ons dit wil uitleef. En nie soos dit wat in ons skele afgedruk was oor baie jare nie. Meeste mense is nie eens bewus dat daar onluste in Europa is nie. Want die hoofstroom media sê niks. En hulle aandadigheid hierby en van hulle joernaliste het natuurlik ook opgeteken by hierdie groep van 44. Hulle name is daar. Iemand het gevra ek moet die name publiseer. Ek moet net kyk waar ek weer die lys in die hande kan kry, dan kan ons dit doen. Die punt is, soos Elon Musk daar sê, of jy nou wil weet, of deel wees daarvan, of nie. Jy sal moet veg, of jy sal doodgaan. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en mag julle 'n heerlike lekker naweek geniet. En onthou, stuur hierdie video aan. Dis net 'n lekker gesels video, stuur dit aan, dat mense dit kan luister. Die minste wat elkeen wat die video hoor kan doen, is om na 'n volgende persoon aan te stuur. Want dan klop ons die algoritme en die YouTube algoritme is op hierdie stadium totaal en al uit. Ons moet dit kan herstel deur die subscribe, like, share knoppie, daai funksies te gebruik en dan en slegs dan sal ons dit kan herstel. Mooi loop, lekker naweek en ek praat dan weer maandagooggend met julle. Lekker dag.